gestort is. So as julle wil hoor, kom hoor gerus tydens die diens. Ons gaan sommer direk na die afkondigings, gaan julle sommer saam met my uitstap. Ons gaan bietjie lekker sing aan daai kant. Dan sê ons vir die koffiekroeg dankie, wat vandag diensbaar was en hulle so 'n bietjie gefellowship gehad hier langsaan, terwyl hulle ook vir ons gehelp het met die voorbereiding van die nagmaal. Baie dankie. En nou moet julle julle ore spits. Die 14de Junie het ons as gemeente 'n sop en 'n broodkuier. Nou dit is vir alle gemeentelede en ons nooi julle regtig hartlik uit. Ons het die naweek so by die vroue Bybelstudie het ons gesit en net die waarde van samekoms, om same zijn, net te sit en bietjie te kuier en bietjie te gesels. Ons het dit regtig ervaar die naweek. So ons wil julle uitnooi. Julle moet asseblief vir Estel laat weet wel of julle kom, want hulle moet nou sop maak vir almal. Maar daar's 'n uitdaging. Wel, uitdaging is eintlik nie die regte woord nie. 'n Uitnodiging om iemand saam te bring. Iemand wat jy weet ergens is, wat ook Afrikaans is en bietjie lekker wil kom saam kuier. Dalk is hulle nuut. Daar is 'n spesiale uitnodiging vir mense wat nuut in die omgewing ingetrek het. Nie noodwendig 'n immigrant wat nuut is nie, maar ook vir nuwe immigrante. So kom en deel asseblief in daai samesyn. Laat weet daar voor Vrydag die 13de. Dit is hier in die sitkamer hier langs aan 6:00 die aand. En dan vra ons asseblief julle voorbidding. Kerkraadsvergaderings is hierdie week. So Poekie is môre aand daar in Pocono en dan Helweg sinne is op die 12de. Bid asseblief daarvoor dat veral met die beroeping wat plaasgevind het en dit wat vorentoe kom, soos wat julle ook nou gaan hoor, dat Dominee Johan en Tannie Gina gaan op verlof. So ja, dan gaan die kerkraad nou hoor wat is die pligte vir hierdie tyd. So wees bewus daarvan dat hulle vlieg die 16de Junie 2025 hierdie jaar en hulle sal dan nou terug wees weer hierdie jaar 30 Julie. Ag, en ons hoop sommer so lank dat hulle 'n lekker tyd sal hê daar in Suid-Afrika. Dis 'n spesiale, dink ek, 'n vakansie met 'n spesiale verjaarsdag ook wat op pad is. So ja, dit beëindig dan die afkondigings. Kinders. Ek wil nie so hard praat. Maar ja, die kinders kan uitgaan, hulle kan sonneskool toe gaan, soos wat Ronel sê. Ons gaan met verlof, ek het juist van die mense gesê, kyk, die regte kerklike spreektaal is nou nie dit nie. Ek weet nie hoe julle bewus is van kerklike spreektaal nie, maar daar is spesifieke terminologie wat gebruik word. Predikant kry nie 'n salaris nie, hy kry 'n traktament, jy kan dit gaan opsoek. Dis eintlik die bewoording. En 'n predikant tree nie af nie, hy kry demissie. En 'n predikant gaan nie met verlof nie, hy kry 'n welverdiende rusvakansie. Nee, ons gaan so 'n bietjie sit. Ek is nog volgende Sondag hier. So asseblief, ons doen nog kerkraadsbevestiging. Ons sluit eintlik nog die reeks af volgende Sondag. Dit gaan oor die gawes van die Heilige Gees. Ongelooflike belangrike boodskap. U moet dit nie misloop nie. Gepraat daarvan, as daar van u is wat geluister het na die Pinksterreeks en graag die blaadjies wil hê, ons het nie fisiese blaadjies hier nie, maar Gina sal dit uitstuur. Gaan ons dit sommer aan almal uitstuur. Saam met die nuusbrief volgende week, hierdie week, sal dit aan almal uitgestuur word, sommer al die blaadjies, dan het julle dit, as julle dit wil gebruik. As jy nie gekyk het, jy gaan kyk gerus. Ek dink dit is belangrik, ek dink dit is regtig belangrik. Gaan kyk na daardie boodskappe. Die Here is aan die werk. En dit is belangrik dat ons moet kennis neem van die werk van die Here. Maar terug te kom, ons gaan met vakansie, soos die Here wil, van die 16de af. Mense gaan vra, waartoe gaan ons? Toe sê Dina, sê tog nou maar hier, dan weet almal. Ons vlieg af Kaap toe, en dan gaan ons vir 'n week lank vir ons vriende in Namibië kyk. Daar tussen Keetmanshoop en Arwa,
En dan gaan ons vir so 3,5 weke die skoolvakansie gaan ons met ons kinders. Ons het 2 getroude kinders in Suid-Afrika, met hulle en die kleinkinders. Gaan ons bietjie tyd spandeer, ons gaan so 'n bietjie aan die ander familie ook by uitkom, maar dit gaan maar hoofsaaklik kinders en kleinkinders wees. En dan kom ons terug en die laaste week gaan ons soos die Here wil 'n week in die Kreole Wildtuin deurbring voordat ons terugvlieg hiernatoe. So ons behoort goed uitgerus te wees wanneer ons terugkom. Vra maar dat die Here vir ons sal veilig bewaar daar. U het op die groen blaadjie die preekbeurte. Dominee Louis preek die Sondag, die eerste Sondag wat ek weg is. Ivan preek, dan Ronel, ook Ludik, en dan die laaste 2 Sondae is weer Louis. Ondersteun hulle asseblief. En hier is die blaadjie wat u gekry het met die notas vir vanaand se erediens. Hou dit asseblief byderhand. Baie lekker dat ons vandag saam met Christene reg oor die wêreld Pinkstersondag kan vier. En Pinkstersondag is baie spesiaal, want dit is die dag waarop die Heilige Gees oor die kerk, oor die gelowiges uitgestort is. Die Vader het dit beloof, Jesus het dit spesifiek beloof. Hy het vir die disippels gesê, julle moet wag en julle moet bid totdat die Vader die belofte gee, die gawe, die Heilige Gees. En op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort en sedert Pinksterdag is die Heilige Gees kragtig aan die werk in die lewens van gelowiges in kerke en in gemeentes. Ons gaan vandag soos die Here wil 'n bietjie daarna kyk hoe die Heilige Gees maak dat die kerk getrou bly aan sy roeping, dat ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. So kom ons raak net stil, maak ons harte oop, dat die Here ook vanaand met elkeen van ons kan praat. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn, en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Amen. Geliefdes, die Heilige Gees is uitgestort, en vanaand groet die drie-enige God u met hierdie woorde: genade vir jou en vrede van God wat jou Vader is, van Jesus Christus wat ons verlosser en Here is, en hy bevestig dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons loof die Here. Dankie, julle kan maar staan. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n lied vir hom laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Soos 'n Vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe al oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Ek soek na u God, my God, ek dors na u God. Soos 'n lam sonder water
Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, hoe dikwels bly ons smart, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwel in ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons biedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nooit weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil heel in al ons leed. Is ons swak gedrukt deur laste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed hier. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Almagtige God en Hemelvader, dis so 'n voorreg om vanaand in die teenwoordigheid te kan saamkom as 'n kerk, as 'n gemeente, as gelowiges, maar ten diepste as die kinders. Dat ons regtig deur die Heilige Gees tot U kan roep, Abba, ons Vader. Dankie dat die Heilige Gees in ons hart daardie sekerheid werk en saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Dat ons nie meer vreesbevange slawe hoef te wees nie. Dat godsdienst nie meer 'n plig is nie. Here, dat ons nie hier is omdat ons voel ons moet nie, maar ons is hier omdat ons vir U lief het. En omdat U ons kom verlos het. En om vir U te loof en prys. Dankie daarvoor. Dankie dat ons waarlik 'n vriend het in Jesus. Dankie dat ons 'n parakleet, 'n voorspraak het in die Heilige Gees, wat in ons woon, wat langs ons staan, wat vir ons intree onder alle omstandighede. Dankie dat ons nie as weeskinders agtergelaat is, maar dat U elke oomblik by ons is, nie net hier in die kerk nie, maar waar ons ook al is. En dankie o Heilige Gees, dat U kragtig aan die werk is in die lewe van elke gelowige, ook in hierdie gemeente. En my gebed is dat U kragtig in ons sal werk, nog kragtiger, dat ons sal uitbeweeg in die krag van die Heilige Gees. Ja, dat soos wat Jesus beloof het, dat U werklike stroom lewende water in ons binneste sal wees, wat opborrel en wat uitborrel en wat oorloop. Ons kom staan voor U. Saam bid. My gebed is dat vanaand in hierdie erediens met die nagmaal, dat U werklik ons gedagtes, ons denke kom vernuwe. Kom maak ons oop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
kan die plekke inneem. Jy kan die geel blaadjie uithaal, die skrifgedeeltes is daarop en ook die preeknotas. Daar is nog blaadjies agter. As jy Bybel wil oopmaak, kan jy dit oopmaak by Handelinge 6 en 7. En dan gaan ek 'n paar verse lees ook uit Handelinge 13. Ons gaan begin lees Handelinge 6. Handelinge 6 vanaf vers 7. Die woord van God het verder versprei. En die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot groep priesters het gelowig geword. Stefanus, hy was een van die diakens, net in die vorige gedeelte word vertel van hoe die diakens gekies is. Hy was een van hulle, 'n man vol van God se genade en krag. Het wonders en groot tekens onder die mense gedoen. Op 'n dag het 'n klompie lede van die sogenaamde sinagoge van die vrygelate slawe met hom in debat getree. Hulle was Jode wat van Sirene en Alexandrië en van die provinsie Cilicië en Asië gekom het. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid en die gees waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mans omgekoop om oor Stefanus te jok en om te sê, ons het hom beledige dinge teen Moses en selfs teen God hoor sê. En met daardie valse getuies het hulle toe vir Stefanus voor die Joodse raad gebring, om daar aangekla en om op die ouens sommer net skuldig bevind, op grond van die valse aanklagte. En dan lees ons vers 54. Die Joodse leiers was woedend oor Stefanus se aanklag, en hulle het hulle woede gewys. Die Griek sê hulle het op hulle tande gekners, hulle was regtig kwaad. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en hy het die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus in die regeerposisie, dis aan die regterhand, reg langs God sien staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel oop en die seun van die mens in die regeerposisie regs langs God staan. Toe het hulle ore toegedruk en hom doodgeskreeu. Soos een man het hulle op hom afgestorm. Hulle het hom uit die stad gesleep en hom met klippe doodgegooi. Die amptelike getuies, hulle wat gejok het hulle klere uitgetrek en by die voete van 'n jong man met die naam Saulus neergesit. Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Saulus het saamgestem met die teregstelling van Stefanus. 'n Ewige vervolging van die kerk in Jerusalem het daardie dag begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, het uitgewyk na die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het Stefanus begrawe en hulle het baie oor hom getreur. Saulus het die kerk oral probeer vernietig. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vroue laat uitsleep en in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uit Jerusalem gevlug het so ver as wat hulle gegaan het, die goeie nuus, die evangelie, verkondig. En dan 'n bietjie verder aan hoofstuk 13, lees ons die volgende. In die gemeente in Antiochië was daar profete en leraars, Barnabas,
Simeon met die noemnaam Niger, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met koning Herodes Antipas groot geword het en Saulus. 'n keer toe hulle by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Na nog vas en gebed is hulle die hande opgelê en het die gemeente hulle weggestuur. Deur die Heilige Gees uitgestuur, het Barnabas en Saulus na Cilicie toe afgegaan en daarvandaan na die eiland Cyprus toe oorgevaar. Ons lees tot sover. Ons het in hierdie Pinksterreeks baie gepraat oor die persoon en oor die werk van die Heilige Gees. As jy veral die boek Handelinge lees, dan sal jy sien hoe die Heilige Gees nie alleen in Handelinge 2 op Pinksterdag op die gelowiges, op die kerk uitgestort is nie, maar hoe die Heilige Gees kragtig gewerk het in elke aspek van die gelowiges se lewe en van die gemeentelewe. Net in die gedeelte wat ons gelees het, word hoeveel keer verwys na die werk van die Heilige Gees. Want dis die Heilige Gees wat gelowiges en wat die kerk in staat gestel het om te wees dit wat God wil hê hulle moet wees. As jy nie die Pinksterreeks geluister het, jy kan jy gerus daarna gaan luister, dis op Facebook en op die YouTube kanaal. Geweldig belangrik. Op Pinksterdag, en ons vier dit vandag saam met Christene reg oor die wêreld, vier ons dan die uitstorting van die Heilige Gees en kan ons saam met Christene reg oor die wêreld sê, dis eintlik fantasties dat die evangelie, die goeie nuus van Jesus, is 'n oorwinnende krag in hierdie wêreld. Jesus is regtig Here van die Here en hy's koning van die konings. Hy's die verlosser van alle mense. Saam met Paulus kan ons ook vanaand sê dat ons is dankbaar dat God ons altyd laat triomfeer, meer as oorwinnaars maak, en dat hy ons saamneem in hierdie triomftog van Jesus. Want dis fantasties, dis nie net die evangelie wat aan die wen is nie, dis nie net dat die evangelie besig is om uit te brei nie, maar dis dat God ons saamvat. Ons is deel daarvan. Paulus skryf daaroor onder andere 2 Korintiërs 2 vers 14. Ek is dankbaar teenoor God wat ons, omdat ons aan Christus verbind is, altyd saamneem in sy triomftog. Deur ons versprei hy die aangename geur van sy kennis op elke plek. Jy sien, daar's niks. Daar's letterlik niks wat die voortgang en die uitbreiding van die evangelie en van die koninkryk van Jesus Christus kan keer nie. Nie die ergste, gewelddadigste vervolging nie. Ook nie eens die swakheid, die sonde en die probleme van Christene in die kerk nie. Ek weet as ons baie keer kyk na die kerk, die Christelike kerk, hier in Nieu-Seeland, in Europa, partykeer in Suid-Afrika, dan raak mense mismoedig. Ek was al by konferensies waar daar gesê is, wow, die kerk is besig om agteruit te gaan, die kerk is besig om dood te gaan. Kyk net hoe maak die kerke toe in Europa, kyk net hoe maak die kerke toe in Nieu-Seeland, kyk net hoe word die kerke paps en allerhande ander goeters. Maar dan kyk jy net na so 'n stukkie van die wêreld. As jy kyk na die res van die wêreld, dan sien jy dat die evangelie is besig om ongelooflik veld te wen. Daar's vandag meer Christene as ooit in die wêreldgeskiedenis. Die stroom van die evangelie raak nie minder nie, raak nie eiler nie. Ja, dalk in Europa, dalk in Nieu-Seeland in sekere kerke. Maar Christene oor die algemeen
Die koninkryk van God raak al hoe groter. En die belofte is dat niks of niemand sal dit stuit of sal dit keer nie. Dit sal voortgaan. En dis die Heilige Gees wat dit waarborg. Ons het in die Pinkster daaroor gepraat. Ek gaan definitief nie al die Pinksterpreke oorpreekie, anders is ons heel aand hier. Maar die Heilige Gees is daar die waarborg, daar die absolute versekering dat ons dit alles sal kry, dat God ons veilig bewaar. Maar deur die Heilige Gees kry ons ook die krag om te verander, om te vernuwe, maar ook die krag om getuies te wees. Jy sien, die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort op die gelowiges. Dit was die belofte van die Vader en ook van Jesus. En dit het 'n radikale verskil gemaak in daai mense se lewe. Hulle was, ek dink daar word so geraam 120. Dit is baie interessant as jy die gedeelte lees wat ek weer gelees het in die begin, hele in die begin, Handelinge 2, met die uitsondering, daar staan dat hulle was eintlik in 'n huis by mekaar. Dit was 'n groterige huis. Maar daar word algemeen beraam dat hulle so 120 was. That's it. Maar wanneer die Heilige Gees oor hulle uitgestort word, dan gebeur daar iets in daardie 120 mense se lewens. Hulle is net so handjie vol. Maar my maat, hulle het 'n ongelooflike impak op Jerusalem. En ons sal sien later op die hele omgewing en die wêreld. Maar op Jerusalem soveel so dat daar dieselfde dag nog kom daar 3000 tot bekering. En ek dink is in Handelinge 5 staan daar die getal gelowiges het gegroei tot 5000. En elke nou en dan staan daar dat hulle getalle het geweldig toegeneem. Hoekom? Want die kerk onder beheer van die Heilige Gees en geïnspireer deur die Heilige Gees het kragtig gegroei, want die gelowiges se lewens het verander. En hulle was kragtige getuies, presies soos wat Jesus beloof het in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies doen. En die Heilige Gees maak seker dat hulle kan getuig en dat dit gebeur. Hoe? Kom ek noem net gou vir julle 'n paar goed. Die eerste is met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Ons het reeds daaroor gepraat. Het die Heilige Gees kragtig gekom op al die gelowiges wat daar by mekaar was. Maar behalwe vir die wonderlike tekens wat plaasgevind het, het daar ook 'n wonderwerk plaasgevind. Dis 'n talewonder. Maar 'n talewonder 'n bietjie anderste as wat ons dikwels daaroor dink. Gaan lees dit maar in Handelinge 2. Die talewonder wat op Pinksterdag plaasgevind het, was dat die gelowiges in staat was om die evangelie van Jesus Christus in ander tale te kan verkondig. Hulle het nie deur mekaar woorde gemompel nie. Hulle het nie onverstaanbare klanke gemaak nie. Gaan lees dit, moet my nie glo nie, gaan kyk self. Handelinge 2. Maar daar staan pertinent, hulle het gepraat in die tale van al die mense wat in Jerusalem by mekaar was, of dit nou Grieke was en of dit nou van Afrika was, of waar ook al, hulle kon in hulle taal praat. Die Heilige Gees het die gelowiges bemagtig om nie alleen getuies te wees nie, maar om in die mense se eie taal te kan getuig. So dis eintlik nie 'n talewonder nie, dis 'n getuieniswonder. Almal kon die evangelie hoor in hulle eie taal. En daarom is daar 3000 tot bekering gekom. Daar tekens en wonders plaasgevind. Die Heilige Gees het natuurlik ook in die gelowiges se lewens so kragtig gewerk, en ons lees dit in Handelinge 2, Handelinge 3 en verder in die boek, dat hoe hulle geleef het, hoe hulle met mekaar gedeel het, hoe hulle saamgekom het, hoe hulle vir mekaar lief was, hoe hulle omgegee het, dat dit 'n kragtige verskil gemaak het in die samelewing, dat die mense nie anders kon as om dit raak te sien. Hulle het kragtig bly getuig, met krag en vrymoedigheid wat die Heilige Gees vir hulle gee, selfs onder erge vervolging, selfs doodsdreigemente, soveel so dat die mense rondom hulle dood eenvoudig besef het, dis God wat hier aan die werk is.
Kom ek gee vir jy 'n stukkie geheim. Wanneer ons ophou om sommer net kerk te hou, en mense kom agter, God is aan die werk in hierdie gemeente. En God verander mense se lewens. Dan gaan dit mense bring om ook die Here te dien. Want mense soek egtheid. Hulle soek wat werk. Hulle is moeg. Ek kan nou maar vir julle sê, hulle is moeg vir kerk. Het jy al agtergekom? Het jy vir mense nooi na die kerk en dat jy hulle praat van kerk? Hulle is moeg vir kerk. Maar hulle het behoefte aan ware vernuwing, ware verandering. Dis wat gebeur het in Handelinge. Die gelowiges se lewens onder beheer van die Heilige Gees het so verander en vernuwe dat die mense dit nie kon ignoreer nie. En dit het hulle ingebring in massa. En dit was fantasties, die groei wat plaasgevind het, maar jy moet oplet. Op daardie stadium het dit steeds gebly in Jerusalem. Die evangelie is hoofsaaklik aan Jode verkondig. En hulle het tot bekering kom, selfs priesters het tot bekering gekom. Ek kan nogal dink dat die gemeente gedink het en dalk selfs gesê het, dis aan die werk, die Here is aan die werk, dis wonderlik. Hier is nog so baie werk vir ons in Jerusalem, ons moet net aanhou met hierdie werk. Want God is besig om mense te lewens te verander. Maar Jesus het gesterf nie net vir Jerusalem, en nie net vir die Jode, maar vir die sondes van die hele wêreld. Jesus se lig vir die nasies. Jy sien die lig in Jerusalem het baie helder begin brand, want daar's 'n klomp kersse vir Jesus aan die brand gesteek. 3000, 5000, later 10.000. Klomp kersse wat brand vir die Here en die lig het al hoe helderder geskyn en almal het gedink ons moet nou by mekaar bly. Maar weet jy, die bedoeling van 'n kers is nie eintlik om daar te wees waar al die ander kersse brand nie. Want dan is hy nie baie effektief nie. 'n Kers is op sy effektiefste daar waar dit die heel donkerste is en waar daar geen ander lig is nie. Is jy al agtergekom? Ek wil hê jy moet dit onthou. Ek gaan terugkom hiernatoe. Het is opvallend dat daardie eerste gemeente het nie uit eie beweging die evangelie in Samaria en tot die eindes van die aarde verkondig nie, ten spyte daarvan dat Jesus vir hulle pertinent die opdrag gegee het, paar keer, en ten spyte daarvan dat die Heilige Gees in hulle lewe gewerk het. Hulle het wel in Jerusalem so onverskrokke die evangelie verkondig, dat die Joodse Raad hulle gedreig het en gesê het, julle beter stil bly, maar hulle het net aangegaan en kragtiger getuig, en daarom het die kerk gegroei. God se plan was egter anders. En die Heilige Gees het hulle bekragtig om daar 'n verskil te maak, maar die Heilige Gees het ook gewerk, en daar dinge gebeur wat hulle gedwing het, om die evangelie verder te bring. So wat gebeur? Die eerste ding is, dis baie hartseer. Een van die 7 diakens wat gekies word, Stefanus, 'n pragtige kind van die Here, getuie van God. Hy word gestenig, valslik beskuldig. Na Stefanus se steniging breek daar 'n bloedige vervolging teen die gelowiges uit, waarin Saulus, later Paulus, 'n hoofrol speel. Absoluut uitgaan om Christene te vang in die tronk te sit, selfs dood te maak as hy kom. Die gevolg daarvan was dat die Christene gedwing is om te vlug uit Jerusalem uit in alle rigtings in. Daardie mooi warme gemeenskap, daardie wonderlike koinonia wat hulle in die gemeente, in die kerk gehad het, is skielik verbreek. Hulle het waarskynlik vir hulle gevoel, hulle is so sand in die wêreld uitgegooi. Of dalk so sout uitgestrooi. Dit moes vir hulle gevoel het, asof alles wat vir hulle so kosbaar was, gaan nou tot niet. Net nie dit nie.
Ons het nou mekaar nodig. Hier's vervolging. Ons moet eintlik nou by mekaar bly. Ons moet nou, as ek nou maar 'n Afrikaner term kan gebruik, ons moet nou laar trek. Dis nou laar trek tyd, dat ons net onsself kan beskerm. Dis die belangrikste, maar wat doen God? Hy laat toe, dat hulle versprei word. Die hele gebied vol. Want jy sien, God is in beheer. Satan het 'n meesterplan gehad. Ongelukkig Satan se planne werk nie op die ouens so goed uit nie. Sy plan was, hy gaan die gelowiges, die kerk net daar, fops, want hulle het te veel gegroei, hulle het te vinnig gegroei, dit het te goed gegaan. Hy het bedoel om hulle uit mekaar te laat spat, dat hy hulle tot niet kan maak. En wat doen God? God gebruik daar die absolute negatiewe ervaring. En hy keer dit om. En hy gebruik dit as 'n geleentheid om die evangelie net soveel kragtiger, soveel verder, soveel vinniger te laat versprei, want ons lees dit, wat gebeur? Die gelowiges word versprei en waar hulle ook al kom, begin hulle vertel van Jesus Christus en van die evangelie. Dis nie nou meer net Jerusalem nie, dis nie meer net Jode nie, dis nou Samaria, dis nou die uithoeke van die aarde. Hulle is besig om te getuig. En jy sal oplet, dis gewone gelowiges, daar staan pertinent. Dat is die gelowiges wat versprei is, behalwe die apostels, hulle het agtergebly in Jerusalem. Jesus gebruik gewone mense, maar verskil te maak, as hulle onder beheer van die Heilige Gees lewe. Kom ek sê vir u, dis hoe God werk. God laat partykeer toe dat ek en jy, selfs dat die kerk in situasies kom, nuwe uitdagings beleef, wat ons beslis nie wou gehad het nie, waarvoor ons glad nie kans sien nie, wat ons nooit sou gekies het nie. Maar dikwels is dit sy manier, om my uit my gemakzone uit te ruk, om my te vat na plekke en situasies en mense, waar hy my kan gebruik vir sy doel. En as ons gehoorsaam is, dan sien ons 'n kragtige werking van die Heilige Gees. Ek het net vir julle gesê, al die kersse moenie by mekaar brand. Ja, dis lekker, ek bedoel, wow, dis so lekker, as ons almal kan saambrand. Maar eintlik is die bedoeling, dat ons moet saam brand, en ons moet saam groei, en ons moet opgebou word. Ja, daar is 'n absolute verantwoordelikheid, dat in 'n gemeente gelowiges opgebou, toegerus moet word, dat ons mekaar moet ondersteun en mekaar help, maar nie so dat ons hier almal kan saam bly nie, maar so dat ek daar waar ek gaan 'n verskil kan maak. 'n regte verskil. Jy sien, ons leef eintlik binne 'n sendingveld. Die sendingveld is nie noodwendig daar ver nie. Ja, ons het 'n uitreik na missie Japan toe. Maar ons sendingveld is hier reg rondom ons. Ons sendingveld kan so naby wees soos jou familie. Die sendingveld kan so naby wees soos jou vriende, saam met wie jy gereeld sosiaal kuier. Jou sendingveld kan die mense wees saam met wie jy werk. Dit kan jou bure, die mense wees in die buurt waarin jy woon. Kers. Ek dink jy is ekkie. Ek gaan hierdie vat, sit hierdie af. Sit maar daai na af, asseblief. 'n Kers is op sy effektiefste, hoe donkerder dit is. Ons hou nie daarvan nie. As die Here my kom sit in 'n werkplek waar daar net nie gelowiges is, dan sê ek asseblief Here, en ek vra vir die gemeente, bid vir my dat die Here net vir my 'n ander werkplek kan gee, want dit is verskriklik hier waar ek moet werk. Het jy al ooit gedink, hoe belangrik is jou lig daar, in daardie donker omgewing?
dalk is jy die enigste Jesus, die enigste lig wat hulle ooit kan sien. Moet ons nie dalk vra, Here, wat wil U bereik met my terwyl ek hier is? Hoe wil U deur my werk? Maar dan moet my lewe ook ooreenstem met dit wat ek verkondig, absoluut. Dat mense kan sien, dit wat ek verkondig en dit wat ek bely, is regtig eg. Ek glo dat die Here ons as gemeente ook roep, as gelowiges, om te besef dat my sendingveld is nie doelver nie. Is nie naby. En dat die Heilige Gees wil my krag gee. Ek dink is aan Timoteus wat Paulus skryf, as hy sê, die Gees wat God ons gee, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en met selfbeheersing. Ek het 'n vermoede, ons het ongelooflike krag nodig om te getuig teenoor ons eie mense. Ek het dit al gesê en ek sal dit weer sê, want dit is waar. Het is makliker om 'n sendeling daar aan die kant te wees. Het is makliker om op die plein 'n traktaatjie in iemand se hand te stop en te sê, Jesus loves you, as om vir jou familielid te sê, Jesus is lief vir jou, en God gee vir jou om, as hy of sy op die verkeerde pad is. Ons het krag nodig om teenoor mede-Suid-Afrikaners wat hier aangekom het en wat totaal verlore geraak het, wat die pad buister geraak het, om vir hulle te sê, God het nie hulle te oordeel nie, maar vir hulle die liefde van Jesus, die evangelie, en dis hoekom het evangelie genoem word, goeie nuus. Om vir hulle die goeie nuus te gee, selfs al hou hulle nie daarvan nie. Ons verlekker ons baie daarin en ons sê, maar ons het nie vervolging nie. Maar ons het nie vervolging nie net omdat ons stil bly. As die disippels stil gebly het, het hulle ook nie vervolging gehad nie. Hulle moes net stil gebly het. Dit is so. Ons het nie vervolging nie, want ons bly stil. Want ons is bang, ons kry aanstoot by die werk. Ek is bang, ek kry aanstoot in my vriende. Ek het al gehoor, mense sê dit reguit vir my. Hy sê vir my, maar ek kan nie, want ek gaan my vriende verloor. Hulle gaan nie meer met my wil kuier nie. Is dit vervolging? Ja. Die Heilige Gees kom bekragtig ons. Kom bekragtig ons om te leef soos wat die Here wil, maar ook om hierdie wonderlike evangelie uit te dra. Deur die Heilige Gees het die gelowiges dit besef en hulle dit gedoen. Maar dit is wonderlik, en daarom het ek vir u ook uit Handelinge 13 gelees, dat die Heilige Gees gaan 'n stapie verder. Die Heilige Gees wil ons nie net hê dat ons spontaan getuig nie, maar hy gebruik 'n klein nuwe gemeentetjie, die gemeente in Antiochië. En wanneer hulle by mekaar kom en saam bid, dan sê die Heilige Gees vir hulle, maar julle moet naas die spontane getuienis, en dis great wat julle doen. Maar julle moet ook vir Paulus en Barnabas afsonder en hulle uitstuur op 'n sendingreis, want julle moet ook effektief die evangelie nog verder gaan bring. Gaan lees maar hulle geskiedenis, dit was 'n jong gemeente. Dit was waarskynlik vir hulle 'n geweldige opdrag. Daar staan, hulle het nog gebid en gevas. Ek dink hulle het baie gebid en baie gevas. Ek gevra, Here, is dit rarig moet ons dit doen, maar wat van Jerusalem? Hulle is 'n groot kerk, Here, daar's baie apostels. Ons het eintlik maar net vir Paulus en Barnabas. Moet ons hulle stuur? Ja, stuur hulle. Op die ouend stuur hulle. En kyk wat 'n ongelooflike oes bring dit in. God wil my en jou gebruik hier, in ons omgewing. Hy wil my gebruik, vir my en jou gebruik, daar waar ek werk, daar waar ons kom. Partykeer laat hy ongelooflike krisisse in ons lewens toe, juis om ons te kan gebruik, en hy omskep daai krisisse in geleenthede. Maar hy wil hê, as gemeente moet ons ook betrokke wees by die uitdra van die evangelie nog verder.
En daar word reeds iets daarvan gedoen. Ivan preek al gereed op baie plekke. Ronel, Karel, preek gereeld op Taupo, preek by ander plekke. Vanuit Hamilton het daar ongelooflike bedieninge begin. Hoekom? Omdat die gemeente gesnap het, die evangelie is nie net vir ons nie. Ja, dit is vir ons, maar dit is nie net vir ons nie. Daar is nog baie ander Suid-Afrikaners wat dit ook moet hoor, en wat ook die boodskap moet kry. Weet jy, die lig wat die verste skyn, skyn die helderste hier naby. OK? Wanneer ons begin dink in terme van waarvoor God ons alles wil gebruik, dan begin ons sakke oopraak, dan begin ons oopraak, dan begin ons sê, maar God, ons wil in die hand wees, want ons wil nie net hier besig wees om vir onsself te sorg nie, ons is in diens van die koninkryk. Die Heilige Gees is uitgestort. Hy bekragtig ons. Nie net dat ons as gelowiges, as kerk van die Here kan leef nie, maar dat ons sy kragtige getuies kan wees, juis in moeilike omstandighede, juis te midde van vervolging en swaar kry. Maar hy bekragtig ons ook, en hy wil ons gebruik, om ook die evangelie selfs nog verder uit te dra. Dit vra dat ons lewens oorgee aan die Heilige Gees. Dit vra dat ons erns maak met waaroor kerkwees eintlik gaan. As ons maar net besig is met onsself hier, dan raak ons soos 'n trein wat op 'n syspoor uitgerangeer is. Ja, ons speel nog kerk. Ja, ons is nog besig met 'n klomp kerkgoedjies. Maar ons is lankal nie meer daar waar God wil hê ons moet wees en waarheen God wil hê ons moet gaan nie. God laat krisisse toe in jou lewe, maar dan gebruik hy dit. God laat selfs krisisse toe in sy kerk. Goed wat vir ons soms voel, alles pad uit mekaar uit, en God gebruik dit as 'n geleentheid om sy mense weer wakker te skud, te laat besef waaroor gaan kerk wees eintlik. Waarvoor is ons eintlik hier? Vir sy doen, nie vir ons doen. Mag God gee dat op hierdie Pinkstersondag ons opnuut besef die wonderlike krag wat die Heilige Gees ons gee, maar ook die fantastiese roeping wat God ons saam daarmee gee. Die lande is wit vir die oes. Bid die God, die Vader van die oes, dat hy arbeiders sal gee en wees bereid om daardie arbeider te wees. Volgende Sondag, soos die Here wil, gaan ons praat oor die gawes van die Gees. En die gawes van die Gees het nogal hiermee te doen. Baie sterk. Moet dit asseblief nie misloop nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, dankie. Dankie dat U ons gered het. Dat U ons hier by mekaar gebring het. Here, dankie dat U doel is om ons op te bou, te laat groei. Nie net ter wille van onsself nie, maar ter wille van 'n wêreld wat verlore is. Ter wille van soveel mense wat nog die evangelie moet hoor. Here, en daarom wil ek myself en wil ek hierdie gemeente opnuut in die hande kom stel en sê, Here, gebruik ons. Kom Heilige Gees, kom vul ons. Vul ons met die krag. Vul ons met die vrymoedigheid. Gebruik ons soos wat U wil en soos wat U die beste weet. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, wanneer ons vanaand gaan nagmaal vier, dan gaan dit hierdie twee dinge wees wat ons herinner aan. Die een, ons herdenk die verlossing deur die bloed van Jesus Christus, sy kruisdood en opstanding. As ons die wyn en die brood neem, dan herinner het ons daaraan dat Jesus het regtig vir ons gesterf. Ons is verlos, ons is kinders van God. En die Heilige Gees bevestig saam met ons gees dat ons kinders van God. Maar op hierdie Pinkstersondag wil dit ons ook herinner dat hierdie boodskap is nie net vir ons bedoel nie, maar is bedoel vir die hele wêreld.
En daarom wanneer ek van die brood eet en wanneer ek van die wyn drink, dan sê ek opnuut, dankie Here dat U my verlos het. Dankie Heilige Gees dat U my kom vul met die krag, dat U my lewe kom vernuwe. En dan dankie Here dat ek 'n kersie is, dat U my wil gebruik om 'n verskil te maak. En al is dit hoe klein, al dink jy jou kersie maak geen verskil nie, ek sê nou vir jou, net om Christen te wees, daar waar jy is 'n getuienis vir Jesus. Doen dit in die krag en die naam van die Heilige Gees. Kom ons sit aan die tafel. Ek wil vra dat die kerkraadslede vorentoe kom, dat die persone wat saam met my aan die tafel gaan sit, ook vorentoe kom, en dan sal ek vir die verdere aanduidings gee. Dis hy. Baie dankie. Kom ons staan, terwyl ons by die tafel aansit, dan doen ons saam belydenis van ons geloof. U kan dit hardop saam met my doen, en dan bly u staan vir die tafelgebed. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Almagtige God en Hemelvader, wanneer ons nou so by die tafel aansit, doen ons dit met harte vol dankbaarheid. Dankbaarheid vir wat Jesus vir ons gedoen het. Dankie dat dit tekens is van sy lyding, van sy sterwe, van sy dood. Maar dat ons saam ook sy opstanding kan vier en weet dat hy's hier en hy regeer. Dankie ook vir die Heilige Gees wat U oor ons uitgestort het. En ek bid dat vanaand wanneer ons hierdie tekens vat, die brood en die wyn, dat die Heilige Gees dit in ons harte en ons liggame sal kom nuut maak, dat ons opnuut besef die waarde daarvan en dat ons opnuut onsself en ons lewe totaal aan U oorgee. Wil U U doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons se lewens bereik. Amen. U kan die plekke inneem. Ons gaan die brood uitdeel en dan ook die wyn. Neem 'n stukkie brood, neem van die wyn, die middelste is druiwesap, as jy druiwesap verkies, hou dit, wanneer ek aan tafel die brood breek en ons dit eet, dan eet ons almal saam, en wanneer ons aan die tafel die wyn drink, dan kan u almal saam daarvan drink.
sand in die groot heelal, is daar iemand wat my raak sien, wat omgee en verstaan. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Die wêreld se opinie maak nie meer saak. Ek leef vir my Skepper en hom alleen. Hy noem my sy kind, sy erfgenaam. Hy weet wie ek is. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Aan die God van die eeuwe, groot ek is, gee ek my lewe, my alles. Hy is die God wat vir ewig my hart besit. Hy is die... Kan ek net hoor, is daar iemand wat dalk oorgeslaan is met die bediening van die brood, dan kan jy net die hand opsteek? Of met die bediening van die wyn? Kan die kerkraadslede gaan sit, maak net seker dat jy ook van die brood en wyn het. Geliefdes, dit is altyd so 'n besondere geleentheid om nagmaal te kan vier, want ons herdenk daarmee die kruisiging, die lyding, die sterwe, die opstanding van Jesus Christus. En Jesus het self die nagmaal ingestel. Hy het die Pasga gevier saam met sy disippels die donderdag aand voor sy kruisiging. En terwyl hy daar in die boventrek saam met hulle aan die tafel was, het hy 'n stuk brood geneem. En hy het toe die brood stukkend gebreek. En vir hulle gesê, hierdie brood wat ek breek, dit is simbool van my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Daarmee het hy natuurlik verwys na die kruisdood op Golgotha, waar hy sou sterf, tot 'n versoening en 'n verlossing, vir hulle en vir elkeen wat in hom glo. Na die maaltyd, het hy ook die beker geneem. En hy het vir hulle gesê, hierdie beker met die wyn in, is die nuwe verbond, wat verseël word deur my bloed. Hy het die beker vir die disippels gegee, vir hulle gesê, neem, drink almal daaruit. En as jy daaruit drink, weet verseker, dat jou sondes vergewe is, deur Jesus se bloed, wat gevloei het aan die kruis. Die wyn is natuurlik ook simbolies van die nuwe lewe. Die nuwe lewe wat God vir ons kom gee deur Jesus Christus. En die nuwe lewe wat die Heilige Gees in my en jou laat opborrel. Daarom, neem die brood, eet daarvan
Terwyl jy dit eet, dink daaraan, glo, wees verseker, Jesus het vir jou gesterf. Wanneer jy van hierdie wyn of druiwesap drink, dis simbool van Jesus se bloed. Drink dit en wees verseker, Jesus het regtig vir al jou skuld, vir eens en vir altyd, totaal betaal. Here, ek wil U loof, met my hele hart wil ek U naam en U lof besing, want U is die almagtige God, van ewigheid tot ewigheid. Uit U deur U tot U is alle dinge. Dis U wat ons siektes genees, dis U wat ons red van die dood, dis U wat ons sondes vergewe. Ons die jeugdige krag van 'n arend gee. Dankie Here dat soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm U Uself oor ons. Dankie vir hierdie teken, brood en wyn. Dankie dat dit ons opnuut as gemeenskap, as gelowiges kom saambind. Dankie vir die wonderlike liefde wat hier onder mekaar is. En Here, ek bid dat daardie liefde net sal groei in egtheid, dat ons mekaar waarlik van harte sal lief hê. Dat ons saam U sal dien en U verheerlik, dat die wêreld kan sien, dat ons aan U behoort. En ek bid, Here, dat ons hiervandaan sal uitgaan. En waar ons ook al kom en wat ons ook al doen, dat ons werklik sal vertel van Jesus. Dat ons daardie lig sal wees, wat helder skyn. In Jesus naam. Amen. U het 'n geleentheid om die Here te dien met 'n offergawe. Nee, ons moet eers 'n lied gesing het. OK.
Dankie, kan julle my hoor? Kom ons buig net die hoofde en maak die oë toe vir die offergawe gebed. Baie dankie Hemelse Vader vir die kragtige boodskap wat ons vandag ontvang het. Mag dit ons lewens aanraak. Mag dit ons deel maak van die lig wat ons moet skyn vir ons gemeenskap en sy mense. Dankie Here dat ons hier kan loof en kan prys. Met lofsang, ook in gebed en met offergawes. Ons vra dat U ons sal lei met die hantering van die offergawes, dat dit op vrugbare grond sal val en dat dit goeie vrugte sal dra. Ons vra U seën op ons gemeentes, hierdie gemeente, al die ACK gemeentes, en ons vra U hand van bewaring en leiding. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan maar staan. See
Dis nou nie omdat, sorry, is my skuld. Dis nie omdat hulle dit so anders te beplan het, is omdat ek deur mekaar geraak het en nie hulle laat sing het toe hulle moes gesing het nie. Maar ons gaan daarna 'n wonderlike seën en daardie seën, vat dit vir jouself, soos hierdie seën. En gaan uit met hierdie wonderlike wete. Die Here sal vir jou goed wees. En die Here sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en hy sal aan jou sy liefde gee. Die Here sal jou genadig wees. En die Here sal jou seën. Amen. Laat hierdie seën opdaal, egens uit Sion wil bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oral gebied. Laat hierdie seën opdaal, egens uit Sion